Ons is besig om te kyk na hoe lyk gesonde, dinamiese gemeentes. Wat sê die Bybel oor hulle? 1 Korintiërs 12 gee vir ons so 'n lysie en ons is daarmee besig. Ons het gekyk na apostels, profete, leraars verlede keer en vandag kyk ons na wonderwerke. 'n Gemeente waar wonderwerke plaasvind. Kom ons dink daaroor. Ons Vader, hoe kosbaar is hierdie paar oomblikke nie aan u voete, in die volheid van u teenwoordigheid, besig om te leer hoe u na ons kyk. Wil u met ons praat? Ons wil u stem hoor en ons wil u verheerlik. Amen. Ons lees Matteus 13 van vers 53 af. Nou vooraf in Matteus 12 en tot hiertoe hoofstuk 13 het Jesus 'n hele klompie gelykenisse vertel. Onder andere uitvoerig die gelykenis van die saaier en van die onkruid. En dan kyk ons van vers 53 af. Toe Jesus hierdie gelykenisse klaar vertel het, het hy daarvandaan weg. Toe Jesus hierdie gelykenisse klaar vertel het, het hy daarvandaan weggegaan. Hy het in die dorp gekom waar hy groot geword het, en hy het die mense in hulle sinagoge so geleer dat hulle verstom was en gesê het, waar kry jy hierdie wysheid vandaan? En die vermoë om die kragtige dade te doen? Is hy dan nie die timmerman se seun nie? Is sy ma nie Maria en sy broers Jakobus, Josef, Simon en Judas nie? En sy susters? Is hulle nie almal hier by ons nie? Waar kry jy dan al hierdie dinge vandaan? En hulle wou niks van hom weet nie. Jesus sê toe vir hulle, 'n profeet word oral erken, behalwe in die plek waar hy groot geword het, en in sy familiekring. Van wie hulle ongeloof, het hy daar nie baie wonderwerke gedoen nie, tot sover. Van wie hulle ongeloof, het hy daar nie baie wonderwerke gedoen nie. Ek sien nou die dag op die TV vir Jannik Sinner, die nommer 1 tennisspeler in die wêreld, en 'n bietjie moeilikheid, maar hy is nog steeds goed, kom van 'n klein dorpie in Italië. En nou die dag het hy weer die dorpie besoek waar hy groot geword het en na sy vriende toe gegaan wat saam met hom op skool was. En hoe opgewonde die mense was. Hulle het behoorlik die strate, die rooi tapuit uitgerol en blomme gegooi en aan hom probeer raak en vir hom vertel hoe wonderlik hy is. Dis wat ons so dink met Jesus moes gebeur. Hy kom van Nasaret en hy het maar tussen hulle groot geword soos ons hier sien. En toe het hy in die werklike wêreld ingegaan en jy kan nie glo wat hy gedoen het nie. En een van sy groot dade was sy wonderwerke gewees. Op 'n wye front het hy wonderwerke gedoen. Hy het soveel mense van verskillende tipe siektes gesond gemaak. Mense wat lam was, mense wat blind was, mense wat nie kon hoor nie, mense wat melaats was. En dan natuurwonders, dat daar storm op die see is, en hy net praat en as die storm stil. En die mense om hom was telkens verstom gewees oor wat hy kan doen. En jy dan juis geluister as hy praat, want hy het iets gehad wat hy na die partytjie toe gebring het. En hy kom in Kapernaum na hy lank weg was, en hy het met die mense in die sinagoge gepraat, en hy het hier en daar 'n kragtige daad gedoen. En in plaas daarvan dat mense sê, hoe bevoorreg is ons nie om Jesus hier te hê vandag nie. Hy is so min hier en hy gaan al hoe minder hier kom. Ons wil hom baie goed vra en ons wil hom vra om ons ook te leer om goed te doen. Maar dan gebeur die vreemdste ding. As die mense skielik oor hom sê, maar kan ons hom regtig vertrou? Ons sien wat hy doen, ons hoor wat hy doen, maar dit is onmoontlik, hy is een van ons, en ons is maar gewone mense. Sy pa is hier, sy pa is 'n timmerman. Ons ken van Jesus se eie houtwerk wat hy gedoen het. Hy het saam met hom groot geword, saam met hom gewerk. En ons ken sy broers, sy susters is hier so, sy ma, Maria wat in die strate loop en Sondag in die winkel gesien het. Ons ken hulle. En dan die verstomming as hierdie mense skielik van Jesus sê, die Bybel sê, hulle het hulle rug op hom gekeer. Hulle het gesê, nee, ons kan hom nie ernstig neem nie. Kom ons gaan huis toe. Hoe onbeskryflik tragies. Want sien, as Paulus oor die kerk praat, verduidelik hy vir ons die krag van wonderwerke.
En ons sien hier wat gebeur het, dat Jesus toe hierdie mense nie aan hom wil glo nie meer wonderwerke gedoen het nie. Ons weet nie, dalk nie kon doen nie, ons weet nie. Maar weens hulle ongeloof, sê die Bybel, het hy daar nie baie wonderwerke gedoen nie. As verband tussen die wonderwerk en die geloof van mense. Wonderwerke is bonatuurlike gebeure wat wetenskaplik nie kan verklaar word nie, of totaal ongewone dinge. As iemand byvoorbeeld sou sê, jy kan nie glo hy daai ongeluk oorleef nie, kyk hoe lyk die motor. Dit moet 'n wonderwerk wees. So wonderwerk, die lewe is vol wonderwerke, maar baie van dit is ons gewoond. Byvoorbeeld om te kan sien, hoe dit gekom het dat ons kan sien, is 'n wonderwerk. Ek het nou eendag 'n bietjie weer gelees oor hoe evolusie verklaar waar sig vandaan kom, en hulle sê, dit is eintlik baie maklik. 600 miljoen jaar terug was daar nog baie primitiewe diere gewees, en daar was ligsensitiewe selle gewees. En hierdie ligsensitiewe selle kon help om tussen lig en donker te onderskei. En toe daar 'n klein duitjie in hulle vel gekom, en toe hierdie ligsensitiewe selle bietjie 'n kromming gemaak. Toe kan hulle bietjie kyk van watter kant af dit kom. Toe het hierdie kromming al hoe dieper geword, en na omtrent 150 miljoen jaar het jy omtrent die oog vorm soos ons hom nou het gehad in verskeie diere, en omtrent op 50 miljoen jaar later is lense gevorm en kon hulle sien. Wat die wonderwerk is, al het dit so gebeur, en dit het moontlik so gebeur, God werk soos hy wil, dit maak dit eintlik wonderliker, want dit moes 'n besondere ligsensitiewe sel daai gewees het. Maar in daardie proses word die wonder van sig wegverklaar, en is dit eintlik nou maar net iets gewoon, en kan ons ook klaar praat en aangaan asseblief. Maar op 'n manier laat wonderwerke Christene stilstaan en stop en sê, wag, nie so vinnig wegstap nie. Kom ons dink vir 'n oomblik wat hier gebeur het. Hierdie is wonderlik, en kom ons vat julle verklaring daarvan. Dink net hoe groot is die een wat agter dit sit, want waar kom hierdie ligsensitiewe selle vandaan? Net die feit dat dit moontlik was. En dan het hulle respek vir die een wat dit gemaak het. As hulle vir jou verduidelik hoe vlug werk, hoe dit gekom het dat die eerste diere begin vlieg het. Eers het insekte, naaldekokers en so aan gevlieg, ook omtrent 200 miljoen jaar terug volgens hulle. En as jy hulle verklaring lees, is dit heeltyd of hulle water op die wonder gooi en sê, dis eintlik maklik, dit is nie so erg nie. En hoe tragies is dit nie, want dit is omtrent soos die mense met Jesus gemaak het. In plaas van die kans gebruik en om nader aan hom kom en by hom leer en soos hy word, het hulle rug op hom gekeer en waarmee aangegaan? Met hulle ou, doodgewone, saai, beperkte lewe. Hulle het 'n kans vir groei nie gebruik nie. Die Bybel sê daar is 'n verband tussen ons geloof en wonders. Wonders is uiteindelik wonders in die oë van die een wat dit beleef. En daarom het elkeen van ons verhale van wonders, bonatuurlike dinge wat teen die natuur ingaan. Wonders van waar ons op 'n kragtadige manier genees is, of waar daar vir ons uitkoms gekom het, waar ons die ongeluk vry gespring het. En in die lewe wat dit verskriklik dol gaan, en daar eintlik baie meer verhale is van dinge wat verkeerd loop en sleg is daar hierdie stukkie wonder, hierdie stukkie hoop om aan vas te hou, dat daar ook wonders gebeur. En dit het ons nodig. Hulle sê dit vir elke negatiewe ervaring wat jy het, 'n slegte ervaring, skok in iemand wat jou teleurgestel het, is daar 14 positiewe ervarings nodig om net daai een te neutraliseer. Ons is totaal afhanklik van goeie nuus en van wonderwerke. En dis die een ding in my lewe waar ek spyt is dat ek nie aangeteken het al die wonderwerke wat ek van getuie was, of wat ek van mense gehoor het en wat ek elke dag nog hoor nie. Gister weer het iemand 'n WhatsApp gestuur van 'n man wat in 'n geweldige ongeluk was en hy was dood, sy brein was buite sy kop gewees en hoe hy teen alle verwagtinge en voorspellings in totaal normaal is en 'n wonderlike getuienis oor die Here het. Een van die verstommende wonders wat my aangegryp het toe ek gehoor het, ek het op die TV gesien in 'n nuusbulletin, Christian Pilei, sy vrou Nicole,
Hulle is 2 sendelinge in Amerika en hulle het gehoor van die tsunami in Thailand 26 Desember 2004 en hulle kerk stuur hulle toe soontoe om te gaan help met die opruimingswerk. En in daardie proses stel hulle 'n totaal gehavende kamera op wat jy sien, daar is niks meer oor nie. Maar toe hom so optel, sien hy maar die ding het nog sy kaart in, sy geheuekaart. En hy haal die kaart uit en hy sit hom op sy rekenaar en hier sien hy hierdie foto's. 2 mense, jy sien baie gelukkig is besig met vakansie en hulle is langs die see en hulle neem die see af. Hulle sien so interessant verre golf wat nogal groter gelyk, neem hom af en die golf kom nader. En sê vir mekaar, "Sjoe, dis interessant, neem af," totdat hierdie golf uiteindelik by hulle kom en hulle tref. En die laaste foto is hierdie een waar die golf nou trend op hulle breek. En hulle weet niks van hierdie mense nie. En hulle aanvaar dat hierdie mense moontlik dood is. Daar's meer as 170.000 mense dood in daai tsunami. En hulle gly af uit die foto's van hierdie mense dat hulle moontlik omtrent 99% mense van Europa, van buite Europa in Thailand is van Swede af. So hulle aanvaar toe as Swede of Duitsers, gaan na die Sweedse ambassade toe, die Duitse ambassade sê vir hulle dat hierdie foto's gekry, weet hulle dalk van sulke mense waar hulle is of hulle leef. Mense sê ons weet glad nie. En so is hulle na omtrent 2 weke terug Amerika toe en hulle kom daar en die vrou gaan en op die rekenaar tik sy net in tsunami, vermiste persone, Duitsers, Swede en daar kom 'n webblad op met 100.000 foto's omtrent. Op elke bladsy, elke bladsy omtrent 100 fotootjies. En sê wel, hierdie is almal vermiste mense as jy hulle daar kan kry. Hy gaan slaap, hy sê vir sy vrou, jy mors jou tyd, waar het jy 'n kans? En jy werklik waar, die eerste bladsy wat sy oopmaak, boorlinks, sê sy, maar hierdie mense, dis hierdie mense. Nou vertel hulle op TV hoe dit gebeur het, en hulle het toe nou die mense kon kry, hulle kon toe met die kinders kontak maak wat die foto geplaas het op die internet. Dis 3 seuns wat in Amerika nog is, dis hulle ouers wat oorlede is. En hulle kontak hulle toe en hulle sê vir hulle, hier het ons hierdie foto's van julle ouers. En toe so 3 weke later, toe kry hulle berig van Thailand af, hulle het hulle liggame gekry, albei is toe verdrink en hulle het 'n lijkskouing gehou en dit is die ouers. Nou vertel hy op TV van hierdie wonder wat plaasgevind het en die aanbieder sê dis 'n absolute wonderwerk. Is aangrypend. En dan hierdie sendelingse woorde, ons is dit gewoond, in ons werk gebeur dit gereeld. Wonderwerk is deel van Christense lewe. Een wat my aangegryp het, is 'n kollega vroeër in die bediening, ou J.P. Pinaar en Nelia. In Amsterdam was hulle leraars gewees. Hy was eers 'n boer gewees en toe het hy later gaan teologie studeer. En in Januarie 1984 was Des Moines gewees, 'n sikloon, 'n reuse sikloon wat van Mosambiek se kant af gekom het. Hulle bly in Pongola, het hy geboer. En onder andere in St. Lucia daar naby is die hoogste reënval ooit op een dag aangeteken, 600 mm op daai dag, weens Des Moines. Alle riviere totaal in vloed. En net toe dit begin, die geweldige reën, is Nelia met hulle 2 seentjies, een 4 jaar, die ander 6 jaar oud, op pad huis toe, en sy besef, ek moet vinnig ry om by die huis te kom, hierdie water lig. En toe sy oor die Pongola rivier naby hulle huis, toe sy so oorgaan, kom daar 'n golf aan, en hy tref hulle, die seuns was agter op die bakkie gewees, en sy is toe, die bakkie spoel toe uit, sy kom toe uit, maar die seuns is weg. Dis laatmiddag, 5, 6 uur. En hulle begin 'n soektog na daai seuns. Hulle is net meegesleer in die rivier af. En hoe hulle soek, mense kom, hulle soek met ligte. 10 uur daai aand kry hulle een seentjie hoog in 'n boom, klou hy vir sy lewe. En die ander enetjie is weg. Hy's weg. Hulle soek daai hele nag. 4 uur daai oggend kry hulle hom in 'n boom. En die seuns se verhale, as hulle later beskryf as volwassenes, het hulle aandoenlik beskryf as hulle nog steeds dit vertel. Hoe die een sê, die Here moet hom hoor praat, en op plekke sê die Here vir hom, dan sien hy, hier kom 'n brug aan, en hy gaan teen die brug vasgespoel word, sê die Here vir hom, duik, dan duik hy net diep in die water af, en dan sê hy onder deur die brug. Ander plekke sê die Here, gaan oor, moenie duik nie. Hy sê, dis hoe die Here oor praat het. Nou, hoe kan jy sulke dinge hoor, en nie
gebeur wat met hulle gebeur het. Hulle het net hierdie onwrikbare vertroue, die Here sal help, die Here sal uitkoms gee. En dit uiteindelik is 'n geweldige belangrike balans in ons lewe, waar ons aan die een kant die swaar en die seer en die slegte nuus in die lewe het, weet ons aan die ander kant, ons dien 'n God wat wonders doen. Daar sal uitkoms wees, hy sal 'n plan maak. Baie dinge loop verkeerd, maar die plekke waar ek die Here sien werk, dis dinge waarna ek klou, dis dinge wat ek soek. Ek soek dinge, ek soek wonders. Wonders is dinge wat ek nie kan beheer nie. Hy gebeur op onverwagte tye, op onverwagte maniere. Maar ek moet dit raak sien. Dit word as dit ware 'n manier van kyk na die lewe om God se wonders raak te sien. En wanneer ek sy wonders raak sien, dan bring dit dan in balans dit wat verkeerd is. En 'n gemeente wat sterk is, het mense wat gereeld vir mekaar vertel wat 'n wonderlike dinge hulle die Here sien doen en beleef. En ons moet weet, as ons 'n verhaal het, moet ons vertel. En ons moet ons ore oopmaak vir ander mense wat goed vertel. As dit ons alleen was, is die verhouding te erg. Ons gaan nie 14 wonderwerke vir elke slegte ding kry nie. Jy kan nie, daar gebeur heeltyd weer slegte goed. Maar as die gemeente al hulle goeie goed by mekaar bring en met mekaar deel en geleentheid kry, nie eredienste geleentheid kry, dan skielik word die wonderwerke 'n belangrike stuk krag in ons lewens. Bring 'n stuk positiwiteit wat aansteeklik is vir mense wat nie deel is van die gemeente nie. En daarom bid ons die Here dat hy ons sal help om wonderwerke te verstaan vir wat dit is. Volgende keer gaan ons kyk na die een wonderwerk wat die belangrikste in ons lewe is en wat ons baie, baie, baie duidelik moet gebruik. Ons Hemelse Vader, dat ons hier is 'n wonder. Dat U so met ons gewerk het, ons lewe so verloop het, dat ons aan die voete kan sit en in die teenwoordigheid van 'n lewende God van hoop kan wees. Dankie dat U die God van wonders is. Dis wat U doen en dis wat U in ons lewens doen. Maak ons bewus daarvan. Maak ons gereed om dit te gebruik. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.